is in 1963 van die oorspronklike terrein na hierdie kraal verskuif deur die Wes-Randse Historiese Vereniging. Kyk, hier is al die Engelse wat dood is. So hulle is hier begrawe. Kijk, die Jamiesons inval het laat Desember. Ja, dit is 28ste. Ja, nou ja. 1895. Ja, kom ons sê, maar kyk wat staan daar. 1869. Ja. Ek dink nie dis reg nie. Nee. Dis 1896. Daar staan 2nd of January 1896. Correct. So daai ding is verkeerd daar. En weet jy wat het Wie gebeur? sê daai is Die ouens wat dit geskryf het was dysleksies. hierdie datum is reg. 1896. Ja, korrek. Hierdie twee syfers het Dis omgedraai. Dis hy, presies dis hy. Right, kom ons kyk eens. In this kraal, Dr. Jamieson's men made their last stand on the 2nd of January 1896. This monument, erected in 1913 in memory of the fallen at Vlakfontein, was moved from the original site to the kraal in 1963 by the West Rand Historical Society. Ja. In hierdie kraal het Dr. Jameson se manskappe hulle laaste toevlug geneem op 2 Januarie 1869. Die monument opgerig in 1913 ter herinnering aan die gesneuweldes op Vlakfontein is in 1963 vanaf die oorspronklike terrein na die kraal verskuif deur die Wes-Randse Historiese Vereniging. En so gaan ons die land deur met ons boerevolk se geskiedenis. Nou ek dink dit wat Kobus van Staden nou gaan vertel is van kardinale belang, want hierdie glo ek was die begin van die Tweede Vryheidsoorlog. Na daar onder Duimschuit gebeur het in die tyd toe Paul Kruger nog geregeer het. En hoe ons stadig maar seker deur die Britte in Suid-Afrika omsingel is. Nou Kobus, vertel vir ons met jou verhaal van Vlakfontein. Jy is nou 'n inboorling van Kreeusdorp. En baie dankie vir jou tyd wat jy opgeoffer het om hierdie toer in hierdie plek vir ons te kom wys hier vanmiddag. Nou, as jy nie weet waar dit is nie, dit is naby Kagiso, naby die hospitaal op pad in die ou dae, kan ek onthou die inryteater was die Impala inryteater. Ek het ook so 1 of 2 keer 'n fliek daar kom kyk in my jong dae. Kobus, vertel ons asseblief hierdie geskiedenis van hierdie verraderlike Jameson. Jameson was eintlik 'n groot vriend van, is eintlik Dr. Leander Starr Jameson. En hy was 'n groot vriend van Cecil John Rhodes. En hierdie hele ding het Cecil John Rhodes beknoei eintlik. En Leander Starr Jameson het toe van Rhodesia, het hy met 'n klomp van daai British South African Police, wat eintlik die Swanas en die Matabeles in toom probeer hou het, oorgekom Botswana toe, en hulle daar naby Lobatse het hulle gelê. Ek dink hulle is amper 'n maand lank gelê daar en wag vir die goedkeuring van Cecil John Rhodes af, wat daai tyd in die Kaap geregeer het of wat ook al. En maar Jameson het nooit die go-ahead gegee nie, en Jameson het besluit, ja, hy gaan nou sommer voort. Hy wil nou hierdie rebellie basies van die uitlanders in Johannesburg kom aanstook, dat hulle nou die vredefors is wat dan hier kom, wat eintlik onder 'n dekmantel van 'n staatsgreep is. En in elk geval net, hulle toe nou deur Talton gekom, maar dit is 'n lang pad wat van Botswana afloop, hy is 'n grondpad, en vandag nog bestaan dit as die Jameson pad. En dit is die N14 loop daar verby. En toe generaal Cronje vir hulle daar op se koppie gewag. Daar was 'n hele klomp boere gewees, en hulle het vir hulle en kyk hoe hulle aankom. En in elk geval hulle het toe aan mekaar geraak daar so in die
aan mekaar geraak, bedoelende in 'n geveg. In 'n geveg, ja, daar het hulle mekaar op mekaar geskiet, maar die boere was klaar ingegrou en skanse gehad en al daai goed, hè. En die klomp Jameson's polismanne en klomp boere en ek weet nie wat nou die fortune hunters wat ook al saam met hom gekom het toe nou was nog op hulle perde en karre en goeters en daarso het hulle al klaar begin sneeuw. Nou, toe hardloop hulle daar 'n vlei af. Nou vandag is daar's nie meer 'n redelike vlei wat jy kan sien, daar's 'n mynhoop bo-op gebou. Waar was die omgewing gewees? Dit is nou op Otto se koppie, net aan die weste kant van Kreersdorp, by grens aan die Wildtuin, Kreersdorp Wildtuin. En daai tyd was daar toe nog nie 'n wildtuin nie. Kreersdorp was 'n klein dorp, daar was 'n paar sinkgehuggies gewees. En maar toe hardloop hulle nou daai vlei af tot daar by naby Uncle's Harry's Roadhouse wat vandag nog daar is. En daarso is 'n paar Engelse grafte en dan toe het hulle van daar af hier in hierdie vlei, dis dieselfde vlei eintlik afgehardloop gekom en hulle het in hierdie kraal wat hier is, het hulle toe kom skuilings soek. En maar die boere was te oorweldigend vir hulle. En op daai stadium toe is daar al 44 Jameson se mense dood en 4 boere is dood. En hulle het hier oorgegee en hulle het met een van die plaaslike bevolking wat hierdie compound die agter het toe al bestaan. Want dis nog boere gewees wat hier geboer het. En nou die geskiedenis wil sê dat dit een van die plaaslike bevolking se swart vrouens se voorskoot wat hulle gehuis het vir die oorname. Vir oorgawe. En ek weet nie, dis maar Maar sê vir my net nee, so hier waar ons nou staan, die name van die Britte wat nou hier op hierdie monument is, hulle is hier begrawe. Hulle is blykbaar hier begrawe, ja, maar ek sien geen naambordjies of niks nie. Ja, kyk, is ook daar Daar is 100 hulle wat in die Kreersdorp begrafplaas, daar waar die kindergrafies is. Daar's Engelse wat daar ook begrawe is. Ja. Seker maar wat hulle so langs die pad al doodgeskiet het en maar die kant toe gedra het. Ja, ek weet daar langs die konsentrasiekamp Kerkhof. Ja, dis reg, die kerk, Ja. maar dit is daar langs die tronk. Want die konsentrasiekamp is net onderkant by daar waar die Koningspark dam nou is. Ja. Aan die noorde kant van die dam teen daai Daar waar die Kreersdorp se swembad is, dis waar die konsentrasiekamp meer is. na die koppie toe. Ja. Daar's so 'n stroompie wat daar geloop het en die stroompie was net aan die suidekant van die konsentrasiekamp. Ja. So ons het uiteindelik hierdie plek gekry. Dit lyk vir my hierdie klippe wat hier lê, daar's name en goed daarop. Ek wonder nou wat sou dit nou eintlik gewees het. Dalk van die kopstene van die grafte wat daar was. Kyk, hulle het mos baie keer het hulle die grafte weer opgegrou en maak hulle een massa graf. So Ja. dit is heel moontlik dat hulle nou die ding hierso kom wat noem jy dit tentoonstel of wat ook al gebou het, dat hulle toe nou maar die grafte hierso ingesit het. Ja. Die oorskot. Ja, ook nie 'n onbekende ek dink baie van die kykers is Ludwig Meiberg wat ook passievol is oor ons boerevolk se geskiedenis. En Ludwig gaan nou vir ons net 'n bietjie 'n meer gedetailleerde opsomming gee oor die redes waarom hierdie Jameson en sy manskappe, soos wat Paul Creer gesê het, julle was nie so seer bekommerd nee of daartoe om die stemreg te kry nie. Julle wou my land gehad het. En dis die woorde van Paul Creer. Ludwig, nou vertel vir ons nou hierdie geskiedenis. My eerste verwys of my eerste een begin ek met verwysing na die boek General Jan Christian Smith's The Bedenking of a Myth in Afrikaans vertaal, die ontbloting van 'n mite geskryf deur Stephen Mitford Goodson, het Jan Smith se ewenbeurs te waarde van £100 ontvang by die Cambridge Universiteit Engeland om regte te studeer tussen 1891 tot 1893, alhoewel die beurs £200 werd was, terwyl die verskil van £100 toegestaan is op 28 Julie 1894. Die titel van sy teses was Wet 'n liberale studie. Verder word daar geskryf in die boek dat Oxford en Cambridge Universiteite nog altyd die kweekskole was om skerp agente te werf vir die Britse intelligensie en dat Smith gewerk het as geheime agent gedurende sy studies by Cambridge, waarby
Daarbij was Jan Smuts 'n vrymeselaar. Die Tweede Anglo-Boereoorlog was primêr tussen die Kaapenaar Jan Smuts, die Jood Cecil John Rhodes en die Joodse Rothschild familie begin op 11 Oktober 1899, wat op 11 Oktober van die jaar reeds 124 jaar teen ons boervolk gevoer sal word, terwyl die rolspelers dieselfde was. Met Smuts se terugkeer na Kaapstad het Jan Smuts vir Cecil John Rhodes gewerk. Teen 1890 was Rhodes reeds die premier van die Kaapkolonie met die steun van Dominee Jan Hendrik Hofmeyer, ook bekend as Onse Jan, se Afrikanerbond wat op 28 Oktober 1882 gestig was, waarvan Rhodes 'n lid was en was hy reeds gesien as die verpersoonliking van politieke en finansiële mag. Dit het Rhodes se magsbasis geskep om die Witwatersrand se goudvelde te bekom wat in 1886 ontdek was en reeds die ekonomiese swaartepunt van Suid-Afrika was. Rhodes was ook die besigheidsvernoot van die Jood Sammy Marks. Sy regte naam was Samuel, wat beide mynmagnate was. Daarbij was Marks die kastige vriend van oud-president Paul Kruger in die Transvaal, terwyl Rhodes vir die Rothschilds gewerk het. Die onafhanklike boererepublieke was dit in teenstrydigheid van Rhodes se Britse imperiale droom van 'n verenigde Suid-Afrika. Dis ook die oudste skelmstreek in die boek. As ek nie kan kry wat jy het nie, kom ek maak asof ek jou vriend is, net om nader aan jou te kom, sodat ek dit kan gryp wat ek wil hê. Daarbij het oom Paul Kruger 'n trekkerskind gepoog om vriendelike betrekkinge met ander Europese state op te bou. Hierdeur is die Engelse belange bedreig. 'n groot aantal Europeërs, waarvan baie Engelse onderdane was, het die Transvaalse goudvelde binnegestroom. Hierdie uitlanders was verrykende stimulus vir die vrymesselary in Transvaal. Dit was oor die algemeen ten gunste, hulle was oor die algemeen ten gunste daarvan dat die Engelse beheer oor die republiek oorneem. Tot 'n mate die gedagte aanklank gevind by die Hollandse of Afrikaanse vrymesselaarsloosies. Sedert 1894 het Rhodes met die hulp van 'n mede-vrymesselaar, sy broer kolonel F.J. Rhodes, gepoog om 'n opstand onder hierdie mense, die uitlanders, aan te wakker in die Suid-Afrikaanse regering, ZAR, om ver te gooi. Kolonel F.J. Rhodes se luitenant L.S. Jameson het in Desember 1895 Transvaal vanaf die weste binnengeval, dis die terrein waar ons staan, met 'n aantal van sy manskappe. Jameson is egter deur die boeremagte oorrompel nog voordat hulle die Witwatersrand bereik het. Die onderduimsheid van die Illuminati het Rhodes gevange en sy droom gemaak. Die Jamesons inval was dus niks anders as 'n staatsgreep wat beplan en gefinansier was deur Cecil John Rhodes. Omdat Cecil John Rhodes vir die Rothschilds gewerk het, was die Rothschilds eintlik die primêre finansierders. Die mislukte inval het 'n internasionale gebeurtenis geword. Die Duitse keiser het die Rhodes inval gebruik om die ZAR tot 'n bondgenootskap met Duitsland te probeer beweeg. Hy het 'n telegram van gelukwense aan president Paul Kruger gestuur. Hierdeur is die indruk by die boere gewek dat hulle moontlik op Duitse steun kon staatmaak. Die Jamesons inval het aan die ZAR getoon het watter hoek die wind waai en die oombliklike uitwerking daarvan was bewapening. Boerenasionalisme is dwars deur Suid-Afrika gestimuleer en het
die geestelike eenheid versterk. Daarbij was die Kaapse boere geskok en Hofmeyr se Afrikanerbond het hul bande met Rhodes verbreek, of so word beweer, wat ek nie glo dit die waarheid is nie. Wat tot die afdanking as Kaapse premier gelei het. Hofmeyr sympatiseer openlik met die Transvaalers en Smits het hierdie geleentheid en het Smits die geleentheid gebied om die boeregemeenskap binne te dring. Smits was ook 'n lid van Hofmeyr se Afrikanerbond. Vir die Vrystaaters was die Jamesons inval, wat hulle as 'n aanslag ook op hulle onafhanklikheid beskou het, die teken om nader aan Transvaal te beweeg. Dit lei in Maart 1897 tot die sluiting van 'n politieke verbond waarby die republieke mekaar in geval van bedreiging van hulle onafhanklikheid met alle beskikbare kragte en middels sou ondersteun. Die boererepublieke was nog verder vervreemd van die idee van 'n verenigde Suid-Afrika onder Britse vlag. Hofmeyr en sy Afrikanerbond se reaksie op die Jameson inval het die Illuminati die geleentheid gebied om die boeregemeenskap te penetreer. Jan Smits het gevolglik ook daarop gereageer. Hy toon 'n skielike bewondering vir Kreer. Met die hulp van sy vrymeselaarsvriende Piet Joubert en Piet Cronje was Jan Smits verkies as staatsprokureur binne president Paul Kreer se Volksraad. Paul Kreer het baie ingenome, of president Kreer was nie baie ingenome met Smits nie. Hy het hom die bynaam Skelm Jannie gegee. Opvallend was Quickly daarop, of wys Quickly daarop dat Smits, wat ook 'n vrymeselaar was, 'n hooggeplaaste lid van die Rhodes Molnar se geheime organisasie, die Illuminati was. Die Rhodes Molnar groep het tot 'n kontakpersoon het nou 'n kontakpersoon in die boeregeleedere gehad. Smits sy skielike bewondering vir president Kreer na die Jamesons inval, toe hy by die boere aangesluit het, was niks minder as skillery nie, toneelspel van 'n tradisionele spioen. Smits was agent van die Illuminati. Hierdie tendens word herbevestig wanneer Smits die intelligensie geneigtheid van penetrasie in 1938 openbaar toe hy toegesien het dat die klompie inligtingsoffisiere en polisiemanne die Ossewal brandwag penetreer. Daarom sou Smits eintlik in so iets as die waarom sou Smits eintlik in so iets as die Tweede Anglo-Boereoorlog betrokke raak? Die antwoord lê in die feit dat die Round Table wou gehad het dat die Engelse teen die Boereoorlog moes maak. Hulle wou Transvaal annekseer en sodoende inlyf in die Verenigde Suid-Afrika. Die motivering was geleë in die feit dat Transvaal op daai stadium vanweë sy rykdom aan goud en sy spoorwegverbinding met die see besig was om al meer van die Britse kolonie onafhanklik en dus meer selfstandig te word. Daarbij was die uitbouwing van die goeie betrekking tussen die ZLR en Duitsland 'n bron van kommer. Smits moes die oorlog en boeregeleedere help aanblaas en daarna sy invloed gebruik om die oorlog te beëindig en te help skep aan 'n Verenigde Suid-Afrika. Die idee van 'n boervolk moes die nek ingeslaan word. Hy het Molnar geglo en sou Suid-Afrika vir die Britse Ryk verlore geraak het. Die vrymeselary en boeregeleedere het 'n basis of platform vir die Round Table gebied sodat Smits die boere hiërargie kon penetreer. Die geskiedenis leer ons dat vir Piet Joubert en Louis Botha as rytuig gebruik het om die Round Table se streef bevorder van oorlog tussen boere en Engelse.
die ondertekening van die kastige vrede van vereniging op 31 Mei 1902 en die skep van die Unie van Suid-Afrika op 31 Mei 1910. Bronne, generaal Jan Smuts, die bedenking of a myth. Volksverraad, die geskiedenis agter die geskiedenis. Wikipedia, Afrikaner Bond. En ek wil net ook 'n bietjie vertel uit 2 ander bronne uit. Hierdie boek, The War Reporter, The Anglo-Boer War Through the Eyes of the Burghers, geskryf deur professor J.E.H. Grobler van die Universiteit van Pretoria. Ja, hy is eintlik Dr. Jackie Grobler. Ekskuus Dr. Jackie Grobler. Ongelukkig is hy nie in Afrikaans of toe ek hom gekoop het was daar nie 'n Afrikaanse boek nie. Hier op bladsy 6 skryf hulle, maar in elk geval in hierdie boek beskryf dit, sê hulle dat Cecil John Rhodes die Jamesons inval georkestreer het en gefinansier het. Ek wil net 'n stukkie lees, ek het dit gekry. Cecil John Rhodes, the mastermind behind the notorious Jameson raid of 1895 to 1896. Net ter bevestiging dat Cecil John Rhodes die meesterbrein was. En dan net 'n ander boek met verwysing na hierdie boek wat geskryf is deur Dr. Jackie Grobler op bladsy 6 word dit bevestig dat Cecil John Rhodes die meesterbrein was agter die Jamesons inval. En dan ek het ook hierdie boek wat geskryf was deur sekerlik een van ons grootste volkshelde, generaal Christian de Wet, waar hy gekorrespondeer het met Kitchener oor die Jamesons inval. En ek sal later van tyd net 'n opsomming maak van wat hy gesê het, want dit strek oor 3 bladsye lank. Ek wil net graag hierdie 4 boere vereer vir wat hulle gedoen het. Ons boervolk, die voortbestaan van ons boervolk, hierso op Vlakfontein ter gedagtenis aan die gesneuvelde, dis op 2 Januarie 1896. Dis Ruiter Jacobs, Ruiter Venter, Ruiter Potgieter en Ruiter McDonald. Randfontein, my ou dorp. Hier waar ons, toe ons kinders was, so lekker op die wit sand gespeel het, die ou wit mynhope. En ek wonder hoeveel van Randfonteiners weet van hierdie Britse grafte hier naby Onkel Harry se padkafee. Hierdie Britte wat hier lê, was deel van die Jameson se inval gewees. Ja, baie van hulle het nooit gedink toe hulle weg is uit Engeland uit. Dit was die eerste keer en die laaste keer wat hulle weer terug sal gaan Engeland toe. Want hier het hy kennis gemaak met die boerevernuf. Daai boer wat net geboer het. Geen militêre opleiding nie. Maar die boerevolk word gebore. En baie van die boerevolk se mense is natuurlike skuts. Dis maar net in jou DNA. En hier het Britte hulle Moses teëgekom. As ek nou vinnig dink of julle hierdie inset sal wys van Deelfontein, so 80 km aan die ander kant daar op pad Kaapstad toe. Dit was die grootste veldhospitaal gewees van die Yeomanry regiment van die Britse magte. En daar elke dag in die Karoo se son is daar omtrent 180 grafte, as ek nou kan reg onthou, van die Britte wat daar in die son brand, oor die onreg wat hulle gedoen het, toe goud en diamante in hierdie land ontdek was.
Hier so 'n dienspad, die hoofpad hier in Randfontein is nou net aan die agterkant van my. Ja, in hierdie tydperk, die Trans-Karoo trein wat altyd Kaapstad toe gaan, het hier verbygery. En baie interessante ding wat Kobus nou gesê het, selfs by Deelfontein, in die hartjie van die Karoo, is daar van hierdie liberale Afrikaners, wat daai Britse grafte en goed mooi netjies hou. Ek het hoeveel boervrou en kinderkonsentrasiekampe besoek, en dan word die Britse grafte daar mooi onderhou. En dan kyk jy, hoe verwaarloos is daai vrouens en kinders se grafte, feitelik reg langs die Britte. As jy weer dalk eendag hier verbygaan, of geskiedenis is jou belangstelling, stop maar. Vir my beteken hierdie Britse grafte niks nie. Ek sien hulle as deel van daai 450.000 wat gesorg het dat meer as 38.000 vrouens en kinders in die konsentrasiekampe gesterf het. En daar's 'n groot verskil tussen 'n refugee camp en 'n konsentrasiekamp. Dis nou Oktober 2020. O boereplaas, geboortegrond, jou het ek lief, bo alles. Ja, hier waar ek nou loop, was hier in die Tweede Vryheidsoorlog ook so 3.500 boere gewees. 3.500 boere wat kon veg het vir my en vir jou se vryheid toe daar gevra was om jou kant te bring. Hierdie is die terrein van Surrender Hill. Dit is so tussen Foriesburg en Clarence, hier in die Suid-Vrystaat. En as 'n mens hierso stap net, dan kan jy nie enig anders as om 'n knop in jou keel te kry, om te dink dat hierdie ouens nie geskroom het die dag toe hulle deel moes gebring het vir die boerevolk nie. Somtyd is daar so baie goed geskryf oor wat gebeur het in die Tweede Vryheidsoorlog, dat 'n mens nie altyd alles kan onthou nie. En ek wil nie praat oor op watter koppie het hulle hier aangelê en waar was die Britte gewees en so aan nie. Ek wil maar net vertel wat deur daai boere wat op die uiteinde baie sal sê verraai was, ander sal sê hulle was moedeloos gewees, hulle het opgegee, hulle wil nie verder deelgeneem het aan die oorlog nie. In ons moderne taal sal mense seker sê hulle was op 'n mate gatvol gewees. As jy hierdie gedeelte van ons land ken en jy kyk so na hierdie pragtige berge hier in en om Clarence, dan is dit seker van die mooiste valleie. Maar hier het ook boervroue en kinders gevlug. Elke keer wanneer die Britte hulle bestorm het en wanneer
hulle plase moes verlaat het. Nou in hierdie omgewing was daar seker so 3.500 boere gewees. Hier waar ek nou staan, hierdie is een van die kolle. En ek kan myself nie indink wat deur so ou se gedagte gaan as ek net dink ook aan my jaggeweer wat net van jou al weggevat word en dit word hierso gegooi. En hier moet seker, ek meen as jy vat, daar was oor die 3000 wat hier oorgegee het, hoe dit gelyk met daai verskriklike hoop Mausers. En dit is hierso voor jou oë aan die brand gesteek. Iets wat jy dalk by jou oupa geërf het. Maar ek wil ook vir jou sê, dat as 'n mens nou na hierdie kolle kyk, dis 121 jaar later. Dit het al baie gereën, sneeu soms in hierdie gedeelte, grond spoel hier oor. Maar vir 121 jaar, hier by Surrender Hill, bly hierdie kolle nog net so, daar groei nie gras nie. Hier en daar kom maar grasie uit. En dit sê net vir my, die verskriklike haat, wat daai boere moes gehad het teen hierdie Britse empire. Baie keer nee, dan kom maar so haat ook in my op. Omdat ek by hierdie plekke kom om te weet dat 'n gedeelte van my boerevolk se mense het niemand geplan nie. Dit was hulle land hierdie. Hulle wil net in vrede gelewe het. Tot die dag dat die Britte hulle voet aan die Kaap gesit het, het hierdie geweldige elende hier plaasgevind. Ons beleef ook nou tans baie boere se plase, en as ek so sien, hier agter my, die gras kom nou weer uit, hierdie plekke was ook aan die brand gesteek. In die Tweede Vryheidsoorlog was daar oor die 60.000 plase aan die brand gesteek. En dit gebeur vandag weer in Suid-Afrika. En as 'n boer het ek geen twyfel dat die Britte agter hierdie komplot sit wat hier in hierdie land gebeur op die oomblik nie. Want hulle kon nie die boere op kommando wen nie. Hulle is seker van die slegste soldate van die empire gewees. En toe het hulle op die meer barbaarse wyse aangewend. Toe hulle die vrouens en die kinders gevang het en in 126 konsentrasiekampe gaan sit het reg oor Suid-Afrika. In hierdie gedeelte is daar holkranse. En 'n hele paar mense het my al vertel van baie van daai vrouens en kinders het daar weggekruip. Hierdie was 'n onbekende terrein vir die Britte gewees. Hulle kon net nie oralste gegaan het nie. Wanneer u weer hier tussen Voorheesburg en Clarence ry en u sien daai bordjie wat ook maar verskriklik verniel is, Surrender Hill, stop net vir so 'n oomblik. Staan net hier stil op hierdie pragtige Godgegewe dag en dink net dat hulle daar was vir jou vryheid. Ek los by jou 'n vraag. As die dag moet kom dat jy jou deel moet bydra, gaan jy daar wees? Of gaan jy soos 'n verraaier wees? Of hierdie generaal, blykbaar 'n selfaangestelde generaal, Prinsloo, en maar net opgee? In haar boek sê sy, toe generaal De Wet dit hoor, glo ek dat hy geween het, want hy het gesê, wat gaan aan met my mense? Hulle gee maar net oor.
Ek dink daar's bitter min in hierdie pragtige land van ons, waar daar soveel gebeure afgespeel het in die Tweede Vryheidsoorlog. Hier waar ek laatmiddag hier in hierdie pragtige Vrystaat staan, waar hierdie boereverraaier Philonel vanaf weggevlug het. Ek wil graag net vir julle iets lees wat baie interessant is oor hierdie twee manne, ook Martinus Prinsloo. Dit is Sondag 29 Julie en dit was een van die droogste dae in die oorlog. Generaal Prinsloo het hom aan die Engelse generaal Hunter oorgegee. Vroeër die dag is eers 'n kort erediens gehou. Daarna het generaal Vroneman, wat ook teenwoordig was, die manskappe toegespreek. Nauweliks was het rapport van Prinsloo beantwoord, of hy sagen 2 persone te paard na ons kommen. Het bleken 2 burgers te zijn gesonderd door generaal Piet Fourie, die tydens die overgawe met Prinsloo agter de Rode Bergen was. Deze burgers brachten ons van genoemde offisieren en van generaal Vroneman. Martinus Prinsloo se oorgawe het op 30 Julie plaasgevind. Dit was vir almal 'n groot skok. Baie van die burgers was ontsteld en het gedink dat almal nou die wapen moes neerlê. Vir hulle was Prinsloo se oorgawe 'n skande. Generaal de Wet was ontsteld, maar op die 3 Augustus het hy 'n brief van Roux ontvang waarin die hom meegedeel het dat nie alle kommandos hulle oorgegee het nie. Kort daarna het 'n brief van generaal Vroneman vir de Wet bereik met die geruststellende nuus dat 1600 man ontsnap het. Generaals Vroneman en Colby het met 5 kommandante en 6 kanonne en Maxims na die omgewing van Harrismith vertrek. Ek dink vir baie van julle burgers wat hierna moet kyk, kom die vraag so dikwels op: wanneer is jy 'n verraaier? Word jy 'n verraaier gebore? Of is dit in jou DNA om 'n verraaier te wees? Nou daai boom wat jy nou daar sien, die boere wat op kommando was op pad om vir Philonel te gaan vang. En verseker het hulle dit reg gekry, sou hy voor 'n boerekommando gefusileer gewees het. Of beter bekend, hulle sal hom doodgeskiet het. Maar hy was 'n baie uitgeslape man gewees. Hy het baie van perde ook gehou. En toe die kommando hom daar by daai boom, hier naby Markwart en Senekal se wêreld, kom vang het hy en daai perde stoet sy perd heel laaste laat staan. En ek glo, hulle was nie bekommerd gewees dat hy sou gevlug het nie, want hulle het geglo dat hy nie sou ontvlug het nie, want daar was daarom nou 'n hele paar kommando's teenwoordig gewees, so hulle sal hom op een of ander manier gevang het. Of dit laatmiddag was en of dit vroeë oggend was, dit word nie aan ons vertel nie. Maar verseker het Philonel hierdie omgewing baie goed geken. Die burgers het van ander dele af hiernatoe gekom met die opdrag om hom te kon vang. En daarom het hy en kon hy weggevlug het. Dis 'n tragedie, wat afgespeel het in hierdie Tweede Vryheidsoorlog met hierdie verraaiers. Philonel se invloed met Martinus Prinsloo het vir ons boerevolk verrykende gevolge gehad. Waarom? Van Surrender Hill af. Ek neem aan in 'n kwessie, kom ons wees nou maar net rolweg so 140 kilometers. Moes daai boere geloop het, 14 myl per dag. Die ontberinge wat hulle moes deurgemaak het, oor dat hulle
nee, agter hulle rug met die Engelse met Hunter gaan onderhandel het. Jy weet, as jy by Surrender Hill ooit eendag kom en jy staan vir 'n rukkie daar stil, dis al 121 jaar dat jy daai oopgebrande kolle daar sien. En ek het dit op die vorige opname gesê, dan kan ek net nie anders dink as die haat wat die boere in hierdie Britte moes gehad het, toe goud en diamante hier in hierdie land gevind was nie. Om te dink dat jy jou plaas moes opgegee het, jou vrou en jou kinders moes agtergelaat het, en jy moes gaan veg het vir jou volk se vryheid. Nie net hy nie, maar generaal Piet Cronje ook by Paardeberg, wat daai besluit gemaak het, tussen Surrender Hill en Paardeberg was daar oor die 8000 boere gewees. Het hulle maar net nog 'n rukkie aangehou, en nie beïnvloed gewees het deur die verkeerde mense op kommando nie, sou die geskiedenis seker vandag in Suid-Afrika baie anders gewees het, as in daardie tydperk. As jy eendag weer hierdie pad ry, so 30 km van Senekal af, en 'n mens kom staan in hierdie rustigheid hier in die veld, is net so voordat die somer nou weer begin, dan kan 'n mens net in verwonderings vir die wat bittereinders was, uit 'n boerehart uit sê, baie dankie, dat julle nie omgegee het nie. Ek as 'n boer, ek beskou my 'n boer, as 'n boer, nee, gaan nêrens heen nie. As hulle dit vir ons kon gedoen het in hierdie land. Nee, en dit is so jammer dat broer teen broer opgestaan het. Waarom kan ek en jy dit ook nie doen nie? Waarom wil julle wegvlug na ander lande toe? Staan net vir 'n oomblik stil en dink net, wat het daai bittereinders vir my en jou vryheid gedoen? Boerevriende, dit is nou September 2021 en waar ons nou staan is die ou verlate kerkhof hier op Senekal. By hierdie man Stefanus Gerhardus Filonel. Hy was gebore op die 2 November 1866. Hy is oorlede op die 13 November 1916. Totdat die nag aankom en die skaduwee vlieg dan. Dit staan op hierdie man se grafsteen. Ek wil graag vir Sonika Botha baie dankie sê vir hierdie gedig wat sy geskryf het oor hierdie boereverraaier Filonel. Fanie Filonel, 'n man van gereg, 'n boer wat vir sy volk se vryheid sou veg. Heelhartig en dapper in Natal beklei, later geroep om Winburg kommando te lei. Grootkop en verwaand kom Filonel tot 'n val, as hy joiner braak, hy bitter gal. Kop gestamp met ons het 'n wet, begin hy met sy verdoemende verset. Wraaksig, selfsug die eie ek,
By die boerevolk is vir hom nie meer plek. Oortuigend der duisend om roer op te hang, met gemeene intensies, soos Eden se slang. Ooreenkoms met Britte om in sy tuisdorp te bly, waar hy die Britse stryd voorstry. Selfverrykend en ydel van hart, verlustig hy hom in boeresmart. Na die stryd tot burgemeester gemaak, vir aansien en rykdom sy volk versaak. Die skaduwees moet tog sy hart indring, vir ewig 'n boervolk wanneling. Verraadlik sy volk uitverkoop, sy eie mense van hoop gestroop. Op sy grafsteen sou hy wel later bieg, tot die dag aankom en die skaduwees wegvlieg. Ek glo vir baie van julle dra julle nie kennis wat 'n betrokkenheid het hierdie man wat hierso lê, wat ook 2 keer die burgerskap van Senekal aanvaar het, en die verraad wat hy en nog 'n boer gepleeg het met die naam van Martinus Prinsloo. By 'n plekkie, en miskien is daar dalk baie van julle wat al 'n draai daar gaan maak het, net so 5 kilometers buitekant Clarence in daai pragtige dorpie, was die plekkie se naam Surrender Hill. Hierdie man en sy vriend Martinus Prinsloo het oor die 4000 boere op kommando gehad. Daai hele streek daar noem hulle die brandwaterkom. En op 'n dag het hulle besluit om agter hulle kommandos te gaan konkel en om versoen te raak met die Britte gedurende die Tweede Vryheidsoorlog. Ek wil graag vir julle hierdie Sonika Botma. Ek wil graag vir julle Sonika Botma se gedig lees oor Surrender Hill. En Surrender Hill het plaasgevind op die 30ste Julie 1900. Omsingel deur 'n Britse mag, wankel die Oranje Vrystaat vlag. By Surrender Hill moed opgegee, verraad in die skadu van elke hensoppertree. 3000 Mauser geveg vir volk en vaderland het vir dae lank by Surrender Hill bly brand. Boerevolk lot nou in Britse hand. Leierskap stap oor na die ander kant. Verraad kom ons volk hier te staan. Brit kon ons uiteindelik verslaan. Die weg nou oopgebreek, boerevolk in die rug gesteek. Waar is jou moed, my volk, waarom gee jy oor? Is jy mislei deur leuns bekoor? Was jy moeg, was jy vuisfoos geveg? Waarom gee jul Brit die reg? So wat 4000 boere lê die wapen neer, 30 Julie 1900, vir ewig seer. Verraaiers mure ken die geheim, van eens 'n dapper boer, nou hul plig versuim. As mure net kom praat, sou dit 'n volk kon waarsku teen verraad. Mure om geheime, mure om 'n volk, in hierdie mure 'n verborge dolk. Slegs elende voor die voet, vir boere met vervalle moed, kruisgevangenes in Britse hand. Skeer jou klere, verloon jou land. Vergange stryd is ons nie ons geveg. Was dit maklik, was dit reg. 'n trotse volk berou die dag, volk en vaderland, vir wie gee jy jou mag? Ek dink nie daar kan iemand oor 'n mens se pad kom wat 'n gedig kon geskryf het met sulke waarde woorde nie. Hierdie man was gebore in Philippolis. En toe die Vryheidsoorlog uitbreek, die Tweede Vryheidsoorlog, was hy 'n kommandant in hierdie omgewing gewees.
Ja, u mag dalk vir my vra, jy weet, hoe word 'n mens 'n verraaier? Word jy so gebore of is dit in jou gene om 'n verraaier te wees? Jy weet, die besluit tussen hom en Martinus Prinsloo het verrykende gevolge gehad vir ons boerevolk. In so 'n mate, nadat hulle gaan konkel het agter hierdie kommandolede se rug by die brandwaterkom daar by Clarence op Surrender Hill. U sal nou die insetsel sien, dis nou al 121 jaar later. Daai boere op kommando moes al hulle wapens ingehandig het. Al hulle ammunisie, alles wat hulle gebruik het om teen die Britte te veg. Die Britse moordenaars wat na hierdie land toe gekom het, toe goud en diamante ontdek was. Sy besluit en Martinus Prinsloo se besluit het 'n gevolg gehad dat hulle van Clarence af 14 myl, nie kilometer nie, myl moes geloop het Tennyson toe. Ek glo dat daar was gewondes gewees, net soos wat daar was by Pareberg. Op pad van Clarence af Tennyson toe, het baie van daai ouens dalk beswyk in hulle wonde. En hulle is net daar en dan in daai pragtige omgewing verby Voorriesburg, daar begrawe. Hulle grafte sal ons nooit van weet waar dit is nie. Sonder kos, sonder water, 14 myl per dag. Toe hulle uiteindelik aangekom het by Tennyson, was hulle op daai oop steenkooltrokke gelaai, ook waar soveel van ons boervrou en kinders vir die eerste keer en die laaste keer wat hulle 'n trein gesien het, en hulle was van daar af gevat Bloemfontein toe. Toe het die Britte die hele Bloemfontein al ingeneem. Hulle was daar aangehou gewees. Toe was hulle weer met daai oop steenkooltrokke vervoer van Bloemfontein af terug Kimberley toe. Van Kimberley af was hulle gevat Kaapstad toe. Kan jy jouself indink met daai oudtydse tegnologie wat hulle gehad het, hoeveel dae het dit geneem om van Kimberley af by Kaapstad uit te kom? Het hulle kos gekry? Hoeveel van hulle op pad van Kimberley af het gesterf en net daar in die vlaktes van die Karoo langs die treinspore is hulle begrawe? Sal ons ooit weet. Toe hulle in Kaapstad aankom, toe was hulle gevat na Simonstad toe. Die van julle wat nie weet waar Simonstad nie, in die ou dae, ons en baie ander dienspligtiges, was dit Suid-Afrika se vlootbasis gewees. En daar was hulle aangehou, hierdie oor die 4000 mans wat oorgegee het op by Clarence. In haglike omstandighede was hulle daar op daai skepe van Brittanje gelaai en 2000 myl verder na Sint Helena toe gevat. Ek dink nie ons besef wat 'n verraaier se nagevolge is in ons geskiedenis. En dit wat ek u hier vertel en wat ek vir u wys, was nog nooit voorheen verfilm gewees nie. Baie van hulle op daai skip, onthou hulle was nog nooit op 'n boot gewees nie, het ook dalk beswyk aan hulle wonde of aan een of ander siekte. En soos hulle van daai skip af 'n seegraf gegee op pad Sint Helena toe. Ja, u mag dalk vir my sê, dis maklik om te sê hierdie man was 'n verraaier gewees. Martinus Prinsloo was 'n verraaier. Die dag met die opname by Martinus se graf het ek gesê, die dag toe die oproep gevra was om op te staan en wapen te vat, om op te staan teen die Britte, het hierdie manne dit gedoen. Maar generaal De Wet het sy hare uit sy kop uitgetrek, toe hy hoor dat Piet Cronje by Pareberg oorgegee het, nadat hy sy hulp aangebied het. Toe hy hoor dat Martinus Prinsloo en hierdie Philonel by Clarence in die Vrystaat oorgegee het, dink ek het generaal De Wet geween.
Want in die boeke wat ek het, staan daar so, generaal De Wet het geween, omdat sy volk net moedeloos net oorgegee het. Mense kan seker by sê, ja, daar was baie faktore wat daar bygedra het, omdat hulle oorgegee het. Ek wil net vir jou hierdie boek wys, hierdie 2 boeke. Hierdie boek, Boereverraaier, wat deur Albert Blyk geskryf is, vertel baie van hierdie Philonel wat hierso lê. Die ander boek wat deur Albert Grinling geskryf is, Die Hensoppers en die Joiners, vertel baie van hierdie man en van sy ewenknie Martinus Prinsloo. Ek gaan nou vir u wys waar het hy gebly. En nou kom die vraag by my, en as jy vir my die teendeel kan bewys asseblief, ek is nie op 'n heksejag nie, maar ons kan nie langer die leuns by ons boerevolke uitkry oor wat se verraad teen ons mense gepleeg is nie. Omdat hierdie man 'n prokureur was, wat was die kanse gewees dat boere wat op kommando gegaan het, soos waar hulle by Surrender Hill oorgegee het, wat weg is van hulle plaas af, wat gevat was daarna Sint Helena toe. Nou het daai plaas leeg gelê. Daai boere wat op kommando was, se vrouens en kinders was na die konsentrasiekampe toe gevat. Bestaan die kans dat hierdie man baie van daai plase, omdat hy die kennis gehad het, maklik toegeëien het vir homself? Hoe het 'n mens sommer net 2 keer 'n burgemeester geword in daai tydperk in hierdie dorpie Senekal? 'n Vraag wat ek by u wil los. Ek het verneem dat Senekal die hoofstad is van die vrye messelaars in vandag se tyd. Is dit so? Laat weet my. Jy weet, in Wimberg was daar 2 konsentrasiekampe en net agter my sal ek nou vir jou wys hoeveel kindergrafte lê hier. Daar was baie konsentrasiekampe gewees waarvan ek dink net dat bitter min mense net dit in daai tydperk opgeteken het. Hier lê omtrent seker 30 kindergrafte hier reg agter my. Daar's geen aanduiding hoe het hulle hierso gekom nie. Was dit nog 'n deurgangskamp van die Britse konsentrasiekampe? Ek hoop dat iemand wat hierna kyk ons kan laat weet. 'n Vraag wat by my opkom, Wimberg het 2 kerkhowe gehad. In die Tweede Vryheidsoorlog was Wimberg die hoofstad van die vrye messelaars of die Freemasons. Wat was hulle aandeel gewees in hierdie volksmoord wat die Britte in Suid-Afrika kom pleeg het? Terwyl die oorlog aan die gang was, terwyl vrouens en kinders in daai kamp aangehou was, het hulle elke dag gesterf as gevolg van die haglike omstandighede in daai Britse moordkamp. En as Wimberg in daai tydperk in die Tweede Vryheidsoorlog die hoofstad was van die vrye messelaars, het hulle daar gestaan met hulle hande gevou en gesê, weet jy wat, my familie is beskerm. Ek gaan nie enigsins enige iets doen sodat hulle in daai konsentrasiekamp beland nie. Of in die ander konsentrasiekampe reg oor Suid-Afrika nie. Hier waar ek nou staan, paar tree van my af, ek gaan vir u wys, is die vrye messelaars teken op daai man se graf. Ek los by u 'n vraag. Wat se aandeel het die vrye messelaars in die Tweede Vryheidsoorlog gehad, toe meer as 38.000 vrouens en kinders in meer as 130 Britse moordkampe gesterf het? Goeiemôre, ek is Ludwig Meiburg en wil graag die verhaal vertel
rondom die gebeure rondom Surrender Hill, Martinus Prinsloo en Villeneuve se aandeel in dit. Martinus Prinsloo, gebore 1838, gesterwe 1903. In 1867 word hy 'n kommandant in die Windburg Kommando. Gedurende die eerste fase van die Tweede Anglo-Boereoorlog was hy die aanvoerder van die Vrystaatse Kommando in Natal. Hy is gekritiseer vir sy optrede tydens die slag van Platrand op 6 Januarie 1900, wat tot die Britse oorwinning gelei het. Platrand was 'n heuwel 200 meter hoog, ongeveer 5 kilometer lank en 5 kilometer suidwes van Ladysmith en die Engelse het Platrand Wagon Hill genoem. Later was hy die aanvoerder van die Vrystaatsmagte in die Brandwaterkom. Surrender Hill, voorheen bekend as Slaapkrans, 'n koppie geleë langs die R711 pad 20 km oos van Forriesburg, 43 km suid van Bethlehem, 10 km suidwes van Clarence en 2 km van die Lesotho grens. Op 26 Julie 1900 in die veld naby Bethlehem is die situasie van die Vrystaatse boeremagte nie baie duidelik nie, aangesien die boerebevelvoerders nie duidelik is oor wat die beste roete sal wees om te volg nie. Generaal Jan Crawford en generaal Paul Roux is nog steeds in die kloof met hulle burgers ten spyte van die vorige week se duidelike besluit deur die oorlogsraad asook bevele van die opperbevelvoerder generaal Christian de Wet om die kwesbare area te verlaat. Terselfdertyd beleer die Engelse magte al die bergpasse. Dit het die boere se kans om te ontsnap uurliks verklein. Intussen het hoofkommandant Martinus Prinsloo die bevel oorgeneem en besluit om vir tyd te speel. Hy en SG Villeneuve, dis die persoon, gestuur om die Engelse generaal Hunter te oorreed tot 'n vredesooreenkoms van 4 dae. Villeneuve was voorheen 'n kommandant van generaal Christian de Wet en het reeds in Maart 1900 gedateer. Later van tyd was hy skuldig aan verraad gevind deur 'n militêre hof onder die voorsitterskap van regter J.B.M. Hertzog op aanklag dat hy met die vyand onderhandel het. Die Vrystaatse boeremagte het Villeneuve as 'n gevangene saamgeneem na die Brandwaterkom en nou tot almal se uiterste verbasing gebruik Prinsloo hom as gesant. Met Villeneuve se terugkeer vanaf generaal Hunter rapporteer Villeneuve dat Hunter die vredesooreenkoms van 4 dae weier en eis onvoorwaardelike oorgawe. Mens kan net wonder wat se invloed Villeneuve gehad het op Hunter se besluit. Villeneuve het waarskynlik vir Hunter vertel dat Prinsloo vir tyd speel en kan 'n mens regtig iemand vertrou wat skuldig bevind is op verraad? Die antwoord is duidelik nee. Gedurende 29 Julie 1900 is 'n groot deel van die Vrystaatse boeremagte in die Brandwaterkom tussen Forriesburg en Golden Gate deur die Britte omsingel. Generaal Christian de Wet met ongeveer 2000 man kon oor Slabbersneck ontsnap.
in die berg kom, het hoofkommandant Martinus Prinsloo die bevel oorgeneem, soos genoem is, en is daar met 4314 boere, wat 3 generaals en 6 kommandante op 29 Julie 1900 tot oorgawe gedwing na 'n reeks bloedige gevegte wat die droewige feit dat die oorgawe van die een spul boere die ander net aangemoedig het om harder te veg. As opperbevelvoerder was hy gewillig om die hele boeremag oor te gee, op voorwaarde dat almal behalwe die leiers vrygelaat sal word om huis toe te keer. Maar was Prinsloo werklik die opperbevelvoerder? Generaal Paul Roux het ook op daardie titel aanspraak gemaak. Op die ou einde weier slegs een belangrike boereleier, Olivier, om die geldigheid van Prinsloo se oorgawe te erken. Olivier glip net betyds deur die Golden Gate met verskeie kommandante en 1500 man. Die berig van Prinsloo se oorgawe het generaal Christian de Wet 3 dae later in sy laar suid van die Vaalrivier bereik. Dit het gekom van 'n jubelende generaal-majoor Charles Knox, bevelvoerder van een van die Engelse kolonies of kolons wat hom omsingel. Die volgende dag word dit deur Prinsloo se sekretaris bevestig, 'n jong man, Albert Grobler, wat na generaal de Wet gestuur is. President Steyn en generaal de Wet ry die niemandsland binne, ander kan die laar binne om Grobler te ontmoet. Hy dra Grobler se kort droewige boodskap oor. Meneer, met die oog op die oorweldigende oormag van die vyand, is ek verplig om onvoorwaardelik met al die Vrystaatse laars hier oor te gesels. Ek het die eer, meneer, om u dienswillige dienaar te wees, meneer Prinsloo, opperbevelvoerder. Opperbevelvoerder, antwoord generaal de Wet. Met watter reg eien hy om daardie titel toe? In werklikheid het die nuus hom feitelik verdam. Ja, maar sê dit, jy kan maar sê, dit was moord, beteken hy later. 'n Mens kan jou tande kners om te dink dat 'n volk so maklik op sy eie vernietiging afstuur. Hierdie boere krygsgevangenes is na kampe op Sint Helena, Pernoni en Ceylon gestuur. Op 9 Augustus 1900 het die Britte alle gebuite wapentuig, wat 3 veldkanonne insluit, 6 miljoen rondes ammunisie by Surrender Hill vernietig. Daarby is ook 2800 beeste gebyt. Die kaalkolle wat deur die hitte van die brand en die ontploffende ammunisie veroorsaak het, is nog steeds sigbaar. Bronne, Wikipedia, die Boereoorlog van Thomas Paterson, die oorlogverslaggewer, die Tweede Anglo-Boereoorlog deur die oë van die burgers, geskryf deur J.E.H. Grobler. Nou kan ek net byvoeg kortliks die oorgawe wat plaasgevind het by Surrender Hill as gevolg van die verraad van Martinus Prinsloo en Philonel het op soortgelyke wyse plaasgevind op 27 Februarie 1900 deur Piet Cronje by Paardeberg. Ek wil ook net kortlik sê, na die mislukte Jamesons inval op Desember 1895 het
Cecil John Rhodes se werknemer Jan Smuts hom gestuur om oom Paul Kruger se Volksraad te infiltreer. Natuurlik Jan Smuts asook Cecil John Rhodes was vrymeselaars en die vrymeselaarry se round table het Jan Smuts juis gebruik om die boerevolk te infiltreer, wrywing te veroorsaak tussen boer en Engelsman. Jan Smuts het ook die oorlogstraktaat geteken en sy taak was om oorlog te verklaar en daarna sy invloed te gebruik in boeregeleedere om sogenaamde vrede te bewerkstellig in die guns van die Engelse. En dit is ongetwyfeld dat Piet Cronje Martinus Prinsloo wat beïnvloed was deur Philonel, asook Piet Joubert wat uitgevang is en tereggestel was in Natal, deel was van hierdie komplot. En dit is 'n feit, as die boere, daar's bronne wat sê as die boere net 2 maande langer uitgehou het, sou hulle Engeland oorwin het, omdat die Engelse op daai stadium bankrot sou gewees het. Die Engelse oorlog was ook gefinansier deur die Rothschild Jode.